dat 'n ou wat op 'n golfbaan gebly het, nou ek was en 'n huis gekoop het op 'n golfbaan, opgeëindig het op die straat. Hi almal, ek is Fransjo Engelbreg. Ek is hier vandag om my getuienis met julle te lewer en vir julle 'n bietjie te vertel van waar af ek kom en wat ek deurgegaan het. Ek staan 43, al my dinge het op 'n baie jong stadium in my lewe al begin. Maar ek gaan julle details 'n bietjie deurvat en ek hoop julle geniet dit. Well, ja, en anyway, so van 'n jong ouderdom het ek myself involved gemaak met baie snaakse goeders, maar ek het ook redelik goed gedoen in die lewe. Ek het van skooltyd af was ek goed in sport en ek het my lewe op 'n goeie manier gelei. So basically ek het dit gelewe met goeie standaarde. Maar van 'n jong tyd af moes ek dinge al 'n bietjie begin rof raak vir my waar ek agter my maale moes begin kyk het en hulle het baie gedrink en al sulke goeders. Hulle was nie sleg nie, maar hulle het hulle dinge gedoen op ander maniere. So dit het 'n beeld vir my geskep van party is okay en uitgaan is okay die hele tyd en dat dit die lewe is. Ek meen, ek het van 'n jong tyd af het ek vir 'n restaurant begin werk wat ook 'n nagklub was in 'n manier en mense het dit geag as great, ek is besig om te werk en is die restaurantindustrie, jy gaan nooit verkeerd kan gaan nie, want almal moet eet en almal moet kuier. So alles daarvan het my gewys dat dit 'n goeie ding is om te doen. Ek het later dan met modelwerk ook begin en allerlei goeders. Alles wat my basically in 'n lig kon sit, het ek van gehou. Ek het gedans by 'n klub waar ek ook ekstra geld maak. Ek het altyd geweet om baie geld te maak. Maar so op die ouene het ek begin lyk soos die Here wat net alles kan regkry. Maar meanwhile het ek heeltemal verby die Here gelewe in die eerste plek. En ek het plain and simple nie gesien wat ek nodig het in die lewe is eintlik guidance en 'n pa-figuur meer as enigiets anders te neem. En ek het maar altyd hierdie verskoning gehad vir alles. Ek het altyd 'n verskoning gekry vir alles. As ek nie gedink het dit is reg nie, het ek 'n manier gevind hoe ek 'n verskoning daarvoor sal vind, want dit is 'n manier wat ek gaan geld maak. So geld was basically vir my meer 'n afgod as enigiets anders. En rykdom en ook die ou te wees en in die kollig te wees, dit was maar basically, ek meen van 'n vroeg tyd af wil ek 'n kar gehad met 'n dak wat afslaan en dit was een van die eerste goeders wat ek gedoen het. Ek meen ek was jonk, ek het 'n klub al besit toe ek 21 was. So dit was 'n klein klub, maar dit was 'n klub. Baie bekende mense daar uitgang, ouens wat vandag in baie bekende Afrikaanse bands is en so aan. En so ek het regtig gevoel soos jou. Ek het begin dwelms doen en ek het logies maar begin met kokaine en ek het baie daarvan gedoen. Ek meen, ek het altyd aangekom in my klub en dan het my bar manager al klaar vir my kokaine agter in die bar reg gekry en ek was al klaar reg om kokaine te doen voordat die dag even actually begin. En so het ek maar tussen die rich and the famous begin lewe en dit het regtig gelyk asof dit 'n normale leefstyl is, want ek meen op daai ouderdom, ek meen dit was seker so tussen die 25 en daar rond, het ek agtergekom maar dit is die leefstyl as jy wil lewe tussen die regte mense en die goeie mense en so aan. En dit is wat jy later dink, jy lewe 'n goeie leefstyl. Nou, een ding wat jy moet leer in die lewe is dat terwyl jy so leefstyl lewe en dit gaan goed, is dit alles goed en great, want dit is nie wanneer die probleme jou tref nie. Maar anyway, so het ek aangaan, gedrink en gekuier en dwelms gedoen. Later het ek seker maar te veel geld begin maak en ek het nog meer adventure seeking tipe goeders gedoen, seker kan jy sê. Maar ek meen, dit was maar mainly 'n lewe van clubs, nightclubs, elke aand. Ek meen,
ek het ook toe begin kerk toe gaan, maar ek meen, dit was een van die mense wat jy gaan kerk toe, maar as jy klaar is met kerk, dan steek jy die vuur in en jy drink 'n bottel brandewyn uit. Ek meen, wat is die punt van gewees om kerk toe te gaan in die eerste plek dan? En anyway, soos wat die lewe aangegaan het, ek 'n vrou ontmoet, ek het getrou, ek het 2 kinders gehad, en hulle was great en alles, en ek het toe daar besluit, ek gaan my lewe regryk, want hier's nou kinders op pad, en ek het my lewe reggeryk en ek het begin met 'n graad en ek het die graad ook klaar gemaak, maar intussen al die het ek toe niks gedrink, niks gekuier en ek het heeltemal opgehou met alles en alles het goed gegaan, maar ek het nooit daai deure toegemaak nie. Daai deure was nog steeds oop, dwelms, alkohol, meisies, al daai tipe goeders. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Toe op een dag, ek 15 jaar gewerk, toe het ek vir 'n company gaan werk, ek het 15 jaar vir hulle gewerk, en ek was die nommer 1 finansiële bestuurder in die land vir hulle. Daar was nog nie iets tragies wat gebeur het in my lewe toe nog nie. Ek was net besig om te klim en te klim en te klim en te klim. En toe op een dag, toe gebeur daar 'n paar tragiese goeders in een go. Net om vir julle 'n idee te gee, 2 mense het dood gegaan, een van hulle was my pa, en toe slat COVID op dieselfde tyd, en toe slat my egskeiding op een slag. So toe al hierdie goeders gebeur het, toe is dit basically tragiese trauma wat gebeur het. Nou, een ding wat jy moet onthou van die duiwel, is dis van hy jou vat. Omdat jy al die deure oopgelos het, wanneer die trauma jou slat en jy's nie in die Here vasgepen nie, dan gaan jy hardloop na alles toe wat jy kan onthou. Toe hardloop ek in dwelms op so 'n manier, dat 'n ou wat op 'n golfbaan gebly het, nou ek was, en huis gekoop het op 'n golfbaan, opgeëindig het op die straat. Ek het elke ding verloor, including my vrou en my kinders. Ek stelselmatig besig om terug te bou, maar ek vertel net die stories soos wat dit is. Ek het elke ding verloor, letterlik tot op die punt waar ek op die straat rondgestap het en nie 'n slaapplek gehad het, en ek het begin lewe op die straat. Want al die deure wat ek oopgelos het, is presies wat die duiwel nodig gehad het. Want toe die tragedie slat, toe het ek nergens heen om te hardloop, en ek het nie terughardloop na 'n Bybel toe nie, want ek het dit geken nie. Ek het terughardloop na wat ek geken het, wat my beter laat voel het. Drugs en dwelms en enigiets, vroumense, you know it. Maar dit was kort geleef, ek meen, in 'n matter van, ek sou sê, 2 jaar, toe is alles weg. En van toe af het ek baie skaam gevoel om enigstens terug te kom en met enigiemand te praat oor, want jy weet nie wat om regtig te sê nie, en jy het klaar soveel mense rondom jou seer gemaak, dat hulle geen meer vertroue in jou het nie. En as julle my geken het, ek was actually baie goeie pa vir my kinders gewees, en toe ek dit trek verloor, toe verloor ek alles. Ek meen, ek het 'n ex-vrou wat ek eintlik trots op was op 'n manier. Sy het ook maar al verkeerde goedjies gehad in die lewe, maar sy het sterk gestaan en sy het na hom hale toe gaan, want sy het gesien, a sinking ship is on its way. So she did what she had to do to cover our kids. Ek het nog nooit weer met haar gepraat nie. Dit is al nou 2 jaar later, wat ek laaste keer met hulle gepraat het. Ek het nou onlangs met hulle kontak gemaak met haar skoonmaale, of my skoonmaale, en haar broer, maar
die Here sal dit alles genees. Die punt is, ek het begin bid, so, toe al hierdie goeders alles gebeur het ek besluit, ek moet iets doen aan my lewe. Ek het opgeëindig in Jeffreys Bay, waar ek het eers opgeëindig in PE, nadat ek werk gekry het in PE, en ek sou my lewe 100% reg gerig het, toe, omdat ek weer eens nog nie die deure toegemaak het, toe klap die duiwel my, toe ek my eerste groot salaris weer kry en alles, toe val ek terug in alles. En toe is ek te skaam om vir enigiemand te sê, en toe raak ek net weg, letterlik. Maar ek was nog steeds in PE, maar niemand het geweet nie. Ek meen, die polisie het my opgespoor, want my ex-vrou het my logies gesoek, en die polisie het my in die hande gekry, maar hulle het my ook die kans gegee of ek wil laat weet waar ek is, en of ek nie wil weet nie. Ek het daai keuse gehad. Op daai tyd was my ex-vrou logies 'n bietjie, seker maar choir of goed is wat hulle 'n bietjie geworried was daaroor. Op die ou einde van die dag moes ek die man van die huis gewees het en dinge reggerig het. Wel, dit besef ek nou. Nou, toe dit alles gebeur het, toe het ek en dis nadat ek so 'n jaar en 'n half by PE op die strate was, het ek 'n oom ontmoet van 'n golfbaan. Hy is die pro gewees op die golfbaan, en ek het gehelp toe ek sy karre gewas het, en hy het nog my gesê, hy sal my Jeffreys Bay toe vat. In hierdie tydperk, net voordat ek Jeffreys Bay toe gegaan het, dan het ek by mense gekom om hulle karre te was, en dit mooi te maak vir geld en goeders, en logies om my dwelm habit te support. En soveel mense het my gesê, jy moet by 'n kerk uitkom. Maar net soos uit die bloute uit. Ek het redelik myself gepose en goed gehou, dat ek nie gelyk het soos 'n verslaafde dwelm ou nie. Ek het dit redelik goed weggesteek, maar in die tydperk het soveel mense elke keer my gesê, luister, jy moet by 'n kerk uitkom. Maar net soos uit die bloute uit, die weirdste goeders het gebeur. En op die einde toe, die oom sê, hy sal my Jeffreys Bay toe vat my Jeffreys Bay toe. Ek gaan toe net daar toe met die hele visie, man, niemand weet dat ek dwelms doen daar, of enigiets, ek gaan net my lewe oorbegin daar, en ek sal dit, niemand het ooit agterkom nie, en dit was nie eers 'n maand nie, man, toe sit alweer tussen nommers en gangsters en allerlei goeters, want dit is ongelukkig waar jy gaan eindig. Jy gaan eindig tussen gangsters, of jy gaan doodgaan. Een van die twee gaan gebeur, of 'n hospitaal. Anyways, en toe is ek nou so gewoond in hierdie gangsterlewe, half kan ek amper sê, want die mense guns en mes steek en sulke goed was normaal. Dit was nie vir my iets wat ek nog nie gesien het nie. En as jy sien van waar ek kom van 'n klein dorpie Ceres in die Kaap. Ek's 'n klein gewone Afrikaanse ou wat op die einde tussen hierdie mense kon lewe en dit aksie gemaak het. Dis nie iets om op praat te wees nie, dis iets om oor bang te raak. So met ander woorde, toe ek nou in Jeffreys kom, toe was ek so 2 maande na, toe kan ek sommer dadelik die patroon sien wat weer begin. En dit was net soos dadelik waar ek kan sien, luister, jy gaan in presies dieselfde lewe ingaan in 'n paar sekondes. En toe het ek nog na 'n vrou toe gegaan wat so winkeltjie besit in Jeffreys, en sy het net vir my so gekyk en sy het my gesê, en ek het vir haar gesê, luister, ek het 'n probleem, ek moet by iemand uitkom. En sy het nie vir my gevra die probleem is, maar ek dink sy het geweet. En sy het my gesê, nee, maar gaan nou die kerk toe, en dit is die oase gemeente in Jeffreys Bay. Nou, ek weet nie van julle nie, ek weet nie julle lewe al was nie, maar ek is 'n wilde vreemdeling van die mense, en dit is letterlik, dit is nou 7 maande terug, wat ek daar was, ja. En ek het daai dag opgestap, ek het 1 sakkie by my gehad met al my klere, want nou het hulle al jou klere gesteel, alles, dis hoe dit werk op die strate, alles wat jy het, verloor jy, including your own dignity. Anyways, en ek het daar opgestap, en ek het voor die deur gekom, en ek het geklop aan die deur, en 'n pastoor het die deur opgemaak, ek het geweet, dit was die pastoor, en ek het net begin huil, en ek het net gesê, luister, ek kort op. Ek soek dwelms, en ek weet nie meer wat om te doen. Hierdie arm was opgeswel, want oor dwelms, ek het hom amper verloor. En pastoor het nie die deur opgemaak, en ek het nog nooit, ek kry met trane in my oë as ek aan dink. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts is,
as jy 'n issue het, aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus, en dan kan jy hom aanneem, en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense, en ons oorreed hulle, of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie, en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied, is partykeer net 'n Fire Miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom, en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai Miracle en Fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook, en as iemand siek is, kom daai 2 dae, en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ek het nog nooit die Here se presence gevoel soos daai dag nie. Want ek het dadelik gevoel, vat iemand my, en vat net my hand in, en het my dadelik laat voel, dat alles gaan oukei wees. En ek het net begin huil, en ek het gesê, luister, ek word reg op, en hy het my dadelik ingetrek, en my bemoedig, en my dadelik in die sondagdiens het gekom, en die hele kerk het soos net almal ingetree, en toe het hulle my klomp geld gegee en goeders, en raai wat, dit was daai selfde, dink, dis die maandag, dat ek die geld reg hanteer, en toe gaan koop ek logies weer 'n bietjie dwelms, en dit was so 'n week daarna, toe kom ek by die kerk aan, en toe commit ek, instantly. Ek meen, ek het dadelik opgehou met dwelms, en ek opgehou rook, 2 weke later ook, sigarette rook. Maar, toe die kerk was nou logies al vir 'n look op my gehad, waar hulle gedink het, luister, gaan die ou nie vir ons net vat vir 'n pop, as hulle regtig my gaan help nie. Maar ek het toe voor daai kerk letterlik geslaap, by die voordeur van die kerk, het Renier my toegelaat om te slaap, want ek het hom gesê, dis die enigste manier hoe ek weg kan kom van al die nommers, en al die ouens van die straat, dat ek kan vir hulle wys, ek het dadelik nie meer mense se karre gaan was, en ligte skoongemaak en goeders nie, want ek het vir die Here gesê, okay Here, as ek dit gaan regkry, gaan ek dit net kan regkry voor jou kerk. Ek kan nie tussen al die mense inkom, ek is nog nie sterk genoeg nie. En die Here het my gehoor. Ek beloof jy, hy het my gehoor. Daar was nie een dag wat ek nie kos gehad het, daar was nie een dag wat ek nie in die aand lekker kos gehad het. Ek het die eerste week wat ek daar was, het ek geslaap, net met my klere, en soos wat ek al was, het 'n kussing gekom, 'n kombers, 'n matras. Ek weet, dit klink weird, hoekom sal die kerk jou voor die deur laat slaap? Maar hoekom moet enigiemand jou net invat? Jy kom van die straat af, hulle ken jou van geen kant af nie, so as jy nou na hierdie luister en jy dink, nee, wat se kerk sal 'n ou voor die deur laat slaap? As jy die posisie gesien het toe ek gelyk, dan sou ek nogal sê, dit is nog ons 'n groot gesture van hulle gewees, want elke dag het daai tannie hulle vir my koffie gegee in die oggend, hulle het my, so elke tweede dag het hulle vir my gesê, ek kan in die kerk gaan stort, daar's 'n stort daarbo gewees, hulle het my weer mens begin maak, stelselmatig. Want ongelukkig as jy op die straat eindig, raak jy nie meer 'n mens nie. Jy raak meer 'n dier as wat jy 'n mens raak. En 'n dier is actually 'n goeie woord vir dit. Want surviving between wild animals is not an easy thing. And anyways, terwyl ek daar was, jy weet, ek begin klein bietjie klere raak, maar onthou, so ek het 'n methamphetamine-based drug gedoen. So enige methamphetamine-based drug speel met jou kop en met jou brein, en jy begin goed te sien later en allerlei goeders. Want dan net weer eens, dit sê ek as 'n ou wat op 'n golfbaan gebly het, nommer 1 finansiële bestuurder in die land was, wat 'n suit elke dag van sy lewe gedraai het, wat op vliegtuie gevlieg het, beste karre gehad het, beste lewe, alles. So don't think this can't happen to you, because it can if you don't believe in Christ. Anyways, toe het my kop so klein bietjie klere begin ding, en die Here het 'n major miracle net daar al klaar gedoen. Ek het geen onttrekkingssimptome gehad nie. Niks. En ek was vir jare op die goed. En ek het dit gespuit in my are in, op die einde. En ek het niks onttrekkingssimptome gehad nie. Ek kon winkel te stap verby.
later het die Here dit so met my gemaak, dat al my dealers het van vooraf aangestap gekom in een dag, nadat hy ou vir my geld gegee het. Hy het my R1000 gegee by die plek se naam is J-Bar. Hulle het net die bar opgemaak en die ou het vir my R1000 gegee op my mission, wat ek was, en hy was al trots op my. En ek het dit reg hanteer, ek het daai geld soos bewaar met my siel, my hart en my siel. En terwyl alle ouens verby my stap, het ek net vir hulle gekyk en nie eens geworry daaroor nie. Die Here het sy gedeelte waar gemaak aan my, sodat ek kon deurdruk. How deep the Father's love for us, how vast beyond no measure, that He should give His only Son. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.